Jy's ingeskakel op Joy Radio, jou reisgenoot in Jesus. Kom ons groei saam in Jesus met Chris en Eldie. Lord of all creation, of water, earth and sky. Hi vriende, baie welkom by nog 'n program van my en my vrou se Groei saam in Jesus. Ek hoop julle geniet dit net soos ons het geniet en ek hoop julle groei net so saam met ons soos wat ons ook groei. Baie welkom julle, ek sal dien. En ek is Chris. Laat my toe om vir ons te begin net met 'n gebed. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, baie dankie dat U ons weer gespaar het om weer iets uit U woord uit te kan leer en dit nie net op te leer nie, maar ook te lewe. Vader, open ons gees, ons oë, ja Here, ons Here binneste, soos wat dit nou gespreek word, Vader, dat dit regtig in ons harte sal ingegrafeer word en dat dit regtig sal vrug dra en dat ons daardeur, Here, die wêreld kan aanraak en ook die wêreld 'n beter plek kan maak. Vader, ons loof en ons prys U daarvoor. God se naam het ek ken. Dis Yeshua Messie. Amen. Amen. Lekker, ek sal weer eerste in die eetsaal. Ai, en kyk wie kom daar aangeloop. Hallo Chris, Hallo Jaldien. hoe gaan dit vandag? Ag, jy weet ons geseënd en met jou. Ag, dit gaan goed, dankie. Ek sien jy het 'n voorsprong gekry op middagete. Ja, ek is baie honger vandag. Ek hoop jy los 'n bietjie vir die ander mense ook. Tuurlik, dit is nie so vraat nie. Natuurlik, né? Chris, ek hoop jy het 'n bietjie tyd vir my vandag. Ja, gaan jy omgee as ek sommer hier by jou inskryf? Ja, natuurlik. Yes. Ek het 'n paar vragies vir jou oor die Heilige Gees vandag. Okay, geen probleem nie. Kyk, kan ek vir jou vra? Ons het gepraat oor die Vader en die Seun en daai gesprekke oor Jesus is almal interessant. Ek wil nie vandag oor Jesus praat nie, maar ek het nog baie vrae oor Jesus en hy's so 'n interessante, liefdevolle persoon, maar ek wil vandag praat oor die Heilige Gees. Okay, geen probleem nie. Ek dink jy wil vra oor die Heilige Gees. Jy wil nie praat oor die Heilige Gees Ja, ek nie. wil vra. Okay. Ek verstaan nog nie heeltemal die rol van die Heilige Gees nie. Waar het hy vandaan gekom? En hoekom is hy op aarde en wie was die eerste mense wat hom ontvang het? Aldien, dis 'n wonderlike vraag. Ek is so bly jy vra dit, want die Heilige Gees is onmisbaar in ons geloofslewe. Kom ons begin by die begin. Ons vra hierdie vraag, waar kom die Heilige Gees vandaan, hè? Ja, Jy sien die Heilige Gees kom van God, net soos die Vader en die Seun. Is hy deel van die drie eenheid van die Here. Vader, Seun en Heilige Gees. Ons sien dit in Johannes 14 vers 16 en 17. Sê Jesus vir sy disippels: Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander trooster gee om vir ewig by julle te wees, die Gees van waarheid. Die Heilige Gees is deur die Vader gestuur op Jesus se versoek om by ons te wees nadat Jesus na die hemel toe opgevaar het. okay, maar ek wil weet, hoekom het Jesus die Heilige Gees gestuur? Ek verstaan nie lekker nie. Ek weet wat jy gesê het, maar ek verstaan nie, wat se trooster? Jy sien al, die Heilige Gees word trooster genoem, omdat hy God se teenwoordigheid en sorg direk na ons harte bring. En Jesus self noem hom die Heilige Gees 'n trooster. Johannes het, soos ek vir jou gesê het, waar hy sê, dat hy vir ons die trooster sal stuur, iemand wat saam met ons die pad kan loop. Onthou, Jesus was mens, en hy kon, alhoewel hy oral kon wees, kan hy net op een plek op 'n slag wees. Maar die Heilige Gees is alomteenwoordig. Hy is binne en by almal. Jy sien, die Heilige Gees het 'n spesifieke rol. Hy is die een wat God se teenwoordigheid in ons lewens bring. Hy leer ons, hy lei ons, hy gee ons krag, hy gee ons raad. Hy rig ons voete waar ons moet gaan. Het jy al gevoel as jy nou op 'n besluit staan en jy moet hier derwaarts of herwaarts. En jy weet nie regtig wat se kant toe nie. Jy al gevoel dat iets jou trek meer na die positiewe, die mooi kant toe. Het jy al ooit so gevoel gehad? Ja, Dis die troos, dis die Heilige Gees wat jou lei.
O, ek het gewonder. Ek het gedog ek maar my gedagtes. Jy sien in Johannes 14 vers 26 sê Jesus verder: Die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur. Hy sal julle alles leer en julle herinner alles wat ek vir julle gesê het. Jy sien die Heilige Gees ook open jou geestesdimensie om, soos wat jy woord lees, om die woord beter te verstaan. Hy eintlik breek die woord vir jou oop, sodat jy dit beter verstaan, 'n beter verstaaning kan hê van Jesus, wat Jesus op aarde gedoen het, van God, sy liefde, sy omgee. En die Heilige Gees lei jou regtig in waarheid. Maak dit vir jou 'n bietjie meer sin? Ja, dit maak bietjie meer sin, maar hoekom is hy nou hier? As Jesus ons dan verlos het, hoekom het ons nog steeds die Heilige Gees nodig? Jy sien Aldien, ons het die Heilige Gees nodig as 'n beskermer. Nou die Heilige Gees is hier om voort te bou op Jesus se werk en om ons elke dag te help. Ons elke dag te lei, ons elke dag te bemoedig, ons elke dag te help. Toe Jesus na die hemel toe opgevaar het, het hy sy disippels nie alleen gelos nie. Hy het ons gesê, in Johannes 16 vers 7 sê hy: Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle toe kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. Jy sien Aldien, die Heilige Gees is hier om ons te versterk, ons na die waarheid te lei en ons te help om God se wil uit te leef, beter te verstaan. Hy troos ons regtig in ons hartseer is. Hy troos ons oral waar ons gaan. Hy is soos 'n beskermende Gees wat saam met ons inwonend in ons is. Ja, dis nogal baie diep. Hoe lei hy ons? En Aldien, hy werk in ons harte. Soos in Romeine 8 vers 14 staan: Almal wat hulle laat lei deur die Gees van God is kinders van God. Hy help ons om God se stem te hoor en om in geloof te wandel. Hy gee ons ook die krag om te doen wat God van ons vra. Jy sien, net soos in Handelinge 1 vers 8, julle sal die krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Onthou jy ek het vir jou so rukkie terug gesê van die krag van die Heilige Gees? Ja, Onthou jy toe ek vir jou gesê, toe Jesus vir sy disippels gesê het, hulle moenie bekommer oor wat hulle gaan sê as die mense hulle vra nie, want hy sal vir hulle lei daardeur. En dit is wat die Heilige Gees doen, die Heilige Gees wat heeltemal oor, en hy laat jou spreek. Ek glo ook, dit is presies hoe 'n pastoor of 'n dominee of iets in daai lyn ook werk, voordat hulle 'n woord bedien, gewoonlik bid hulle en dan vra hulle vir versterking en vir hulp, sodat jy absoluut 'n instrument kan wees waardeur die Heilige Gees praat. so die dominee of die pastoor, preek jy sommer net kies 'n stukkie uit die Bybel uit en besluit ek gaan vandag daaroor preek nie. Nee, ek glo dit is die Heilige Gees wat dit in hulle openbaar, en dan kan hulle van een sinnetjie 'n halfuur lank preek. So, ek het gedog hulle maak sommer op, hulle maak die Bybel oop, point sommer op enige versie en besluit daai versie is dis wat hulle gaan lees. Aldien, ek dink dit is nogal baie gewaagd om dit so te doen. Want omrede ek so sê, ek het eendag 'n storie gehoor van 'n man wat wou selfmoord pleeg. Toe het hy ook die Bybel oopgeslaan. Want hy het nou 'n antwoord gesoek, hy is nou op die punt. Hy wil nou selfmoord pleeg. En toe hy die eerste woord oopmaak, staan daar: Wat jy besluit is jou besluit. Hy maak die Bybel toe en hy maak hom weer oop. Toe lees hy: Wat ook al jy wil doen, doen dit net gou. So nou moet hy selfmoord pleeg van dis wat in die Bybel staan. Sien jy hoekom dit gewaagd is om net die Bybel oop te maak en net 'n vinnige woordjie te vat en te maak of jy verstaan wat daar staan? Ek wil nou maak dit bietjie meer sin. So ek kan ook net my Bybel eintlik randomly oopmaak en besluit vandag wil ek dit lees of dat lees nie. Weet jy kan, maar moenie net een versie lees nie. Lees die hele hoofstuk. Soos in konteks. Ja, Okay, dit maak meer sin. maar weet jy, daai kan ons ook 'n gesprek vir 'n volgende keer hoe om Bybel te lees. Ek kan hier nog al baie goed self. Maar weet jy wat nee, ek behoort eintlik aan 'n groot kerk, JCM Ministries. En weet jy, deur hulle swat ek ook. En deur Woks het hulle ook gestig. En ons swat deur hulle. So daar is ook baie goeders. Interessante vakke wat jy kan dalk leer, maar ek
sal dit op 'n volgende stadium vir jou Wat weergee. Wat verstaan WOX? Aldien dit staan vir Word of God Seminaries. Ja. En ja, ook geakkrediteer reg oor die wêreld. Maar ja, soos ek jou sê, ek kan vir jou volgende keer 'n booklet of ietsie in daai lyn saambring as jy belangstel daarkom. Tog, dit is nie net jy leer om iets te bereik nie, maar jy leer om meer van God te leer. Dis amazing, dis regtig amazing. Okay, maar ek het nie tyd om klasse by te woon nie. Maar dit is fyn, want weet jy kan dit online ook doen. Jy kan eksamens online skryf, jy kry al jou vakke kry jy via e-mail. So ja, daar's altyd 'n plan. So dit klink sommer maklik. Ek hoop dit is duur nie. Dit is glad nie, is baie bekosbaar, hoor. Reg. En daar is 'n afbetaal skema. So ja, dit is ons help mense oral of hoe ons ook al kan. So wil julle die woord van God versprei. Nie net die woord van God versprei nie, maar jou meer woordkennis gee. Okay, dit klink interessant. Dit is baie. So sê gou vir my, wie was die eerste mense wat die Heilige Gees ontvang het en hoekom? Aldien, onthou jy toe Jesus opgevaar het hemel toe sê hy vir sy disippels dat hulle in die stad moet bly en moet nêrens heen gaan nie totdat hy die Heilige Gees stuur. So die disippels was die eerste mense wat die Heilige Gees ontvang het. Dit hoekom ons dit Pinksterdag noem. Dit het gebeur in Handelinge 2 vers 1 tot 4. Ek lees gou vir jou hierdie, wag ek gou my foon al te trek. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het in ander tale begin praat. Dit was die keerpunt in die geskiedenis. Jesus het beloof dat die Heilige Gees sou kom en hy het gekom op daardie dag. En sien hoe getrou was die disippels geweest. Onthou, hulle moes gewag het. Sien al die Pinkster word eintlik herdenk as die uitstorting van die Heilige Gees op die disippels, soos ek jou gesê het. Dit word beskou as die geboorte van die kerk, omdat die disippels na daardie gebeurtenis met krag begin getuig het oor Jesus Christus. Jy sien, jy kan ook die Heilige Gees in simboliese maniere kan jy dit ook eintlik verklaar is. Want as vuur, die Heilige Gees het in die vorm van 'n vuurige tong neergedaal. En die wind, 'n sterk wind het die vertrek gevul, wat dui op die dinamiese werking van die Gees. En daar is ook tale. Die disippels het in ander tale begin praat, wat simboliseer dat die evangelie vir alle nasies bedoel is. Jy sien, Pinkster herinner ons aan die krag van die Heilige Gees in ons lewens en die roeping om die evangelie aan die wêreld te verkondig. So die disippels het die Heilige Gees ontvang en die boodskap versprei, maar hoe werk dit nou in my lewe? Aldien, die Heilige Gees werk op baie maniere in jou lewe. Ons kan na 'n paar voorbeelde kyk. Hy help jou om God se woord te verstaan. Staan in 1 Korintiërs 2 vers 10. God het dit aan ons deur sy Gees bekend gemaak. Die Heilige Gees gee jou insig in die Bybel. Die Heilige Gees leer jou, soos ek gesê het, hy open jou geestesnatuur om meer van God te wil weet en om God beter te verstaan. Dink jy dis die Heilige Gees wat my al hierdie vrae nou by my laat opkom? Ek is seker die Heilige Gees het al reeds in jou werk. En dit is goed dat jy so nuuskierig is. Jy sien, hy gee jou krag om teen sonde te veg. Ons lees dit in Galasiërs 5 vers 16. Laat julle lewe deur die Gees beheers word. Dan sal julle nooit soeg vir die begeertes van julle sondige natuur. Wat is 'n sondige natuur? Aldien jou sondige natuur is byvoorbeeld soos jy, wat nou eers hier in die eetsaal was, jy het nie gedink aan jou ander kollegas nie, en jy het 3 keer geskep, waar jy actually net 1 keer moes geskep. Het jy gesien ek het 3 keer geskep? Aldien ons almal weet jy doen dit. So jy sien, dit is wat jy dink nie aan ander mense nie. Jy worry actually net oor jouself. Verstaan jy? So nou gaan die Heilige Gees gaan jou herinner, nee man, wat het al halwe skep? Jy hoef ons nie so baie te eet. Ja, dis waar, nee. Verstaan jy? Ja. En om verkeerde plekke in te loop, verkeerde plekke te gaan. So help hy jou, hy rig jou voete, dat jy verby dit loop. Okay. Jy sien, hy help jou om geestelik vrugte voort te bring. Galasiërs 5 vers 22
Noem die vrug van die Gees soos liefde, vrede en selfbeheersing. Wat is die vrugte van die Gees? Okay, laat ek gou vir jou kyk. Ek kan so uit my kop uit onthou. Ek dink dit is in Galasiërs 5 van vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, sagmoedigheid en as ek so na jou bord kyk, selfbeheersing. Jy sien, dit staan ook teen sulke dinge is die wet nie gerig nie. Die 9 vrugte van die Gees, liefde, onbaatsigtig liefde, wat ander dien en eer, soos Christus ons liefhet. Blydskap, innerlike vreugde, wat nie afhanklik is van omstandighede nie. Vrede is die kalmte en sekerheid van God se teenwoordigheid, ongeag storms in die lewe. Geduld, volharding en verdagsaamheid, selfs in die moeilikste situasies of met moeilike mense. Vriendelikheid, om goedhartig en bedagsaam teenoor ander te wees. Goedhartigheid, om goed te doen sonder selfsugtige motiewe. Getrouheid, om betroubaar en standvastig te wees en altyd jou woord te hou. Sagmoedigheid, nederigheid en sagtheid, sonder om swak te wees. Selfbeheersing, die vermoë om jou emosies, begeertes en dade te beheer. Okay, maar hoe kan ons hierdie vrugte ontwikkel? Aldien deur naby aan God te leef, hoe meer tyd ons in gebed en die woord deurbring, hoe meer werk die Heilige Gees in ons, om hierdie vrug te laat groei. Jy sal daai innerlike gevoel kry, ek soek meer, ek soek meer, ek soek meer, soos wanneer jy opskep. Oorgee aan die Gees. Ons groei nie deur eie krag nie, maar deur die Gees se werking in ons lewens, die Gees wat ons lei. Jy sien, as die Gees so met jou praat om nie net een hoofstuk of een versie te lees nie, maar die hele hoofstuk. Dis die Gees, dis die honger. Dit is wat die Gees aanwakker. Praktyk in alledaagse situasies. Jy sien, God gebruik ons daaglikse lewensuitdagings om hierdie vrugte te vorm. Die vrug van die Gees is 'n teken van geestelike volwassenheid en die uitwerking van God se transformerende krag in ons lewens. Ek kan sien dat baie van daai vrugte van die Gees is al reeds deel van jou lewe. Weet jy, dit is regtig nie ek nie, dit is alles die Heilige Gees. Want ek kan dit regtig in jou lewe sien, veral jou goedhartigheid. Ek bedoel, elke keer as ek sien, dan deel jy, as jy broodjies gebring het, dan deel jy sommer jou broodjies met ander mense. Al daai dinge. Nou, ek moet nou net nie vir my vrou sien, want anders gaan sy dink ek kos is sleg. O nee. Nee, baie nie. Jou geheim is veilig by my. Dit is ook maar net 'n grap. Ek dink sy weet ek doen dit in elk geval. Okay, sê gou vir my, né? Dit klink nou baie persoonlik, maar hoe weet ek die Heilige Gees werk in my of is in my? En Aldien, wanneer jy jou hart vir Jesus gegee het en in hom glo, ontvang jy die Heilige Gees. Dan natuurlik word jy gedoop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. In Efesiërs 1 van vers 13 tot 14 lees ons Aldien. In hom is julle, toe julle tot geloof gekom het, verseël as 'n eiendom van God, deur die Heilige Gees wat hy beloof het. Die Gees is soos 'n waarborg dat jy aan God behoort en dat hy altyd by jou sal wees. Maar hoe kan ek my hart vir Jesus gee? Maar ek het ons vir jou gesê, Aldien, jy moet Jesus aanneem as jou Maar verlosser. hoe? Ek bedoel, ek weet nie hoe nie. Jy moet vir Jesus aanneem as jou verlosser. Jy moet glo in hom. Jy moet glo wat hy vir jou gedoen het aan daardie kruis. Jy moet jou sondes bely en hom volg. Nie die wêreld nie, hom. Okay. Dit maak baie sin en ek hou baie daarvan dat die Heilige Gees ons help om God beter te verstaan en volgens sy wil te wil leef. Ja, dis presies reg. Die Heilige Gees is 'n helper, trooster, soos hy gesê het, 'n gids. Hy bring God se teenwoordigheid in ons lewens. Laat jou lei deur hom. En jy sal God op 'n nuwe manier ervaar. Dis hoekom ons altyd sê die Heilige Gees sit die liggie aan in jou siel, sodat jou lig brand in hierdie wêreld wat so donker is. Chris,
Kan jy my help om te bid? Ek weet jy bid elke keer vir ons, nee, maar kan jy my help om te bid om Jesus aan te neem as my saligmaker? Aldien, ja, ek kan jou help daarmee, maar onthou net een ding. Jy moet dit regtig met geloof doen en opreg bid en opreg berou hê. Jy moet 'n oorgawe aan Christus hê en jy moet 'n oorgawe aan hom gee. Dit is die belangrikste van die gebed. Daar is nie 'n regtige formule of 'n voorbeeld nie. Jy moet net bid, soos ek gesê het, met vaste geloof, berou en oorgawe vir Jesus Christus. Vir wat hy vir ons gedoen het, wat hy vir ons beteken, en ja, vir wat hy nog vir ons gaan doen. Ja. Kan jy my help met dit asseblief? Ek kan Aldien. Aldien, dit word genoem die Sondaarsgebed. Ok, is jy reg? Ok, so gesê het Aldien, onthou, jy moet dit regtig uit jou hart uit bid en geloof hê. Okay. Alright, ok, maak jou oop. Okay. Here Jesus, Here Jesus, ek erken dat ek 'n sondaar is ek erken dat ek 'n sondaar is en dat ek U vergifnis nodig het. en dat ek U vergifnis nodig het. Ek glo dat U aan die kruis vir my sondes gesterf het Ek glo dat U aan die kruis vir my sondes gesterf het en dat U opgestaan het uit die dood. en dat U opgestaan het uit die dood. Ek vra dat U my sondes vergewe en my hart reinig. Ek vra dat U my sondes vergewe en my hart reinig. Ek gee my lewe oor aan U Ek gee my lewe oor aan U en ek aanvaar U as my Here en Verlosser. en ek aanvaar U as my Here en Verlosser. Vul my met U Heilige Gees Vul my met U Heilige Gees en help my om U te volg en help my om U te volg en volgens U wil te leef. en volgens U wil te leef. Dankie dat U my gered het. Dankie dat U my gered het. In die naam van Jesus In die naam van Jesus bid ek dit. bid ek dit. Amen. Amen. Jy sien Aldien, daar het jy nou die sleutels van die gebed. Jy het jou sondes bely, jy het geloof in Jesus, jy het bekering en jy het aanvaarding van Jesus se heerskappy. Is ek nou 'n kind van God? Ja, jy is 'n kind van God as jy daai met jou hele hart glo wat jy nou gebid het. Ek glo dit wat ek nou gebid het. Onthou, dit is waaroor ons verlossing gaan. Dis oor jou geloof in die Here. So, dis dan maar baie kosbaar. Jy sien Aldien, ek sal regtig voorstel dan om nou verder te groei. Onthou net die Satan het nou gehoor dat jy gebid het en hy is regtig nie pleased daarmee. So ek gaan jou aanraai om regtig in 'n gemeenskap van heiliges te kom. Jy moet regtig dan geestelike ouers, vaders, susters, ma's gaan soek hulle op. Ek kan vir jou vertel, daar is nog 'n paar mense in hierdie werk wat jou ook daarmee kan help. En ja, jy sal regtig in 'n geesteshuis moet betrokke raak. Want anders gaan jy maar net weer van die pad af. Ek weet nie eintlik hoe doen 'n mens dit nie. Hoe wil ek moet betrokke raak? Wat moet ek doen? Gaan sluit by 'n kerk aan. O, okay. Eerstens, gaan Ja. sluit by 'n kerk aan, sê vir jy's nie, jy het nou net jou hart vir die Here gegee en dan gaan hulle almal saam met jou die Here loof en prys vir dit. En ja, hulle gaan jou help groei. Jy kan ook baie dagstukkies kry en maar kry nie die regtes. En ja, soos ek sê, lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Hoe weet ek wat is die regte Bybelstukkies of regte boodskapies wat ek gaan kry? Die Heilige Gees sal jou lei. Soos Onthou net een ding, as jy 'n terkytjie kry of iets in daai lyn, maak seker dit is in lyn met God se woord wat op daai staan. En hoe jy dit seker maak, as daai ding iets lees, gaan kyk of dit so in die woord staan. Dan weet jy of dit die waarheid is. Okay, As dit nie in die Here se woord staan nie, is dit nie die waarheid. dit maak sin. Okay. Chris, ek voel nou, ek begin nou regtig meer verstaan. Ek gaan aanhou bid en lees en die Gees my lei soos wat jy voorgestel het. En ek gaan regtig waar aansluit by 'n kerk en ek wil graag meer van die Here leer. En ek sal waardeer as jy hierdie pad saam met my sal stap. Geen probleem nie. En Aldien, baie welkom by die beste klub wat jy ooit kom by aangesluit het. Dit klink amazing. Dis wonderlik, Aldien, dis regtig wonderlik. Jy sal sien hoe die Here vir jou deure oopmaak en deure toemaak, maar hy lei jou op 'n pad wat asemrowend is. Wat beteken dit as die Here vir my deure toemaak? Wat Hy bedoel wil jy jy maar daarmee? aangaan. Dis nie vir jou nie. So as ek iets wil doen
en die deur word vir my toegemaak, met ander woorde, daar's nie 'n manier hoe ek dit kan doen nie, is dit vir my eie beswil. Jep. Ja, en dit is nog nie jou tyd vir daardie deur om oop te gaan. Al voel ek baie teleurgesteld dat dit nie vir my opgemaak is nie. Vader weet ons beter, jy bid ons sy wil nie jou wil nie. En onthou, die Heilige Gees is daar om jou te help, op elke stap van jou reis. Natuurlik ek ook. So, enige vrae wat jy nog het of iets, altyd welkom om my deur te klop. Ek het jou al my nommer gegee, maar skryf gou weer neer dan. Okay. 083 083 232 232 2442. 2442. Wat sê? Aldien, ek sien my, ek het nie eens geëet nie. Ek is jammer, Chris. Hey, okay, maar ek sien my etenstyd is verby. Kom ek sluit vir ons afsluiting gebed. Baie dankie. O allerheiligste almagtige koning van alle konings. Jahwe Here ons God, Vader, baie dankie weer eens vir hierdie tyd wat U ons weer geleer het van U liefde, hoe U omgee vir mense, Here, en hoe U harte verander. Here, dankie dat U ons God is, dankie dat U Heilige Gees inwonend in ons is. En dankie vir hierdie sussie van my, wat nou haar hart ook vir U gegee het. Here, help ons om haar te dra, te lei, beskerm haar, Here, beskerm U haar, ja Here, en rig haar voete in die regte pad. Ons vra dit in God se naam wat ons ken, dis Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Baie dankie, Chris. Dis hier Aldeen, lekker dag vir jou verder hoor. Dankie selfde. Ek was om hierdie kos aan. Hi vriende, ons het nou weer aan die einde gekom van nog 'n program. Ek hoop julle het dit saam met ons geniet. Vrede en vreugde vir julle en alles wat mooi is. Tot 'n volgende keer. Totsiens. Totsiens. Father, let your kingdom come. Father, let your will be done on earth as in heaven, right here in my heart. Father, let your kingdom come. Father, let your will be done on earth as in heaven, right here in my heart. On earth as in heaven, right here in my heart. Give us this day our daily bread. Forgive us, as we forgive the ones who sin against us. Forgive them, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Let your kingdom come. Father, let your kingdom come. Father, let your will be done on earth as in heaven, right here in my heart. Father, let your kingdom come. Father, let your will be done on earth as in heaven, right here in my heart. Give us this day our daily bread. Forgive us, as we forgive those who sin against us. Forgive
right here in my heart.